So ek het dit nou vanoggend weggegee, vandag is dit nou al die tyd opstanding Sondag. Vrydag het ons die kruisiging van ons Here Jesus Christus, ons koning, gevier en vandag vier ons ook sy opstanding. Nou kom ek vat net so 'n bietjie die storie terug, net om 'n bietjie die grond voor te berei vir waaroor ons vandag gaan praat, want ons praat vandag oor sy opstanding uit die dood uit. Maar Vrydag het ons Jesus se kruisdood gevier en sy kruisdood het gesimboliseer dat hy oorwin het oor sonde, dat hy oorwin het as koning, dat hy alles kon klaarmaak het wat hy gekom het om te doen en hy het dit afgehandel. Nou baie keer vra ons die vraag, hoekom is die opstanding dan nou nodig? Want Jesus het dan nou op die kruis alles klaar gemaak. Hy het oorwin oor alles. So hier kom Jesus, hy word gebore uit 'n maagd uit. Nou Jesus het gesê hy is die Messias, hy is die redder. Hy het gekom om die wêreld te red. Nou Jesus kom en hy word gebore uit 'n maagd uit. Nou dit was blykbaar nie so 'n baie groot deel gewees vir die wêreld in daardie tyd nie. Al die afgode of baie van die ander kulture en die ander gelowe het iets ver in hulle geskiedenis gehad dat hulle God, hulle Boeddha, hulle Allah of wat ook al, hulle het nog nie bestaan daai tyd nie. Ek vat dit nou as 'n voorbeeld dat hulle gekom het en hulle het een of ander maagdelike geboorte gehad. Right, so vir baie mense toe Jesus gelewe het, was dit nie vir hulle 'n groot ding gewees nie, want hy sê nou hy is uit 'n maagd uitgebore, maar dis nie baie spesiaal nie. Alhoewel dit was, want hy is die enigste ene wat dit nog ooit gedoen het, die ander het maar net gesê. Toe in Jesus se tyd op aarde het hy baie wonderwerke gedoen. En apparently is wonderwerke nie so 'n groot ding nie, want die ander gelowe het ook een of ander vorm van wonderwerke gehad in hulle konteks, alhoewel Jesus die enigste ene is wat wonderwerke gedoen het en gedoen het wat hy gedoen het, maar die gelowe van daardie tyd het geglo dat hulle gode dit ook kan doen. Onthou die ouens daai tyd het geglo aan Zeus wat die weerligte laat slaan. Hulle het geglo aan Mars, die oorloggod, en elke slag as hulle gewen het, dink hulle dit is Mars wat hulle laat wen het. En Jesus het al die goed gedoen, maar dit was nie spesiaal genoeg nie, want al die gode doen dit. En toe kom sy kruisiging. En sy kruisiging is iets anderste. En dit is iets spesiaals. Want al die ander gode en al die ander gelowe sê, daar's 'n God wat ons moet voorperform, wat ons moet voorwerk, ons moet voor offers bring, ons moet van ons kant af alles doen, en hy sit daar op die troon en hy word vet, en hy slaan so elke nou en dan 'n weerligstraal, en hier kom Jesus, en Jesus hang in 'n kruis, en hy sê, ek, wat julle redder is, wat die koning is, gaan vir julle alles doen, want julle kan dit nie self doen nie. En Jesus verwag nie hierdie koninklike treatment amper nie. Hy ry in Jerusalem in op 'n donkie, op 'n nederige manier, nie soos wat 'n koning in 'n stad in sal kom nie. 'n Koning sal in 'n stad inkom met 'n perd, met 'n weermag, met die grootste, langste swaard, en hier kom Jesus, en hy kom op 'n donkie in, en hier 'n week later hang hy aan 'n kruis, en hy sê, wel, ek het nou alles gedoen wat ek gekom het om te doen, ek het nou julle sondes op my gevat, en ek het nou betaal vir julle. En dit sal 'n baie mooi einde wees vir 'n storie van 'n koning, van 'n redder. Hy word begrawe, ons almal ken die storie, hy word begrawe, hy word in linne toegedraai, Nikodemus en 'n paar ander manne gaan begrawe hom, en dit is 'n baie mooi storie. Maar die storie moet tog nog steeds 'n einde hê. Die kruis is nie die einde nie, die kruis was die begin van ons lewe, en dit was die begin van dit wat hy verder moes gedoen het. So vandag gaan ek die storie verder vat, en net vir julle die storie lees van Jesus se opstanding. Ons gaan nog steeds in die boek van Johannes, gaan ons nog steeds op fokus.
Nie op die ander evangelies nie, ek het Vrydag verduidelik hoekom ek spesifiek Johannes kies, en ek gaan vandag weer uit die boodskap uitlees, want die boodskap is so 'n mooi storie. Dit is so lekker om die storie te lees daarvan. So kom ons lees saam, dit gaan op die bord wees of op die skerm. Johannes 20 vanaf vers 1 tot 17. So dis 'n baie lang stuk wat ons gaan lees vandag, maar dit vertel die storie van Jesus se opstanding. En in hierdie is daar ook vir my so baie mooi geheime wat net hulle openbaring maak, wat net weer getuig van die grootheid van Jesus en hoe elke persoon wat na Jesus toe kom en elke persoon wat Jesus dien, Jesus ontdek op 'n ander manier. So kom ons begin. Daardie Sondagmôre was die son nog nie eers op nie. Toe was Maria Magdalena al by die graf. Sy het dadelik gesien dat iemand die groot klip voor die ingang van die graf weggerol het. Toe sy dit agterkom, vlieg sy om en hardloop na Simon Petrus en die ander disipel toe. Dit was die een van wie Jesus baie gehou het. Dit is die een wat hierdie storie skryf. Johannes, hy verwys na homself die hele tyd na, hy is die een vir wie Jesus baie lief was, want hy het die liefde van Jesus verstaan, hy het die verhouding tussen hom en sy rabbi, sy leermeester, so mooi verstaan, en hy het geweet, Jesus hou van hom, alhoewel Jesus van ons almal hou, het hy gedink, Jesus hou die meeste van hom, en hy hou die meeste van hom, want hy hou die meeste van my ook, so hy was nie verkeerd nie. Ons gaan aan, die Here is nie meer in die graf nie, hy's weg, hy gesê. Ek weet nie waarheen hulle hom gevat het nie. Petrus storm toe saam met die ander disipel uit die huis uit. Nou net hierso, dink sy die Romeine of iemand het Jesus se liggaam gesteel en hom weggevat. Maar die teenkant is eintlik die groot ding. Die Romeine het wagte voor die graf gesit. Nie soos die prentjies altyd 2 wagte nie. Daar was 'n hele klompie gewees. Daar was nie 2 nie, daar was baie. Wat Jesus se liggaam opgepas het, want die Romeine het geweet, hierdie man, Pilatus het agtergekom dat Jesus is werklik wie hy sê hy is. Hierdie man praat soos iemand met autoriteit. Ons het dit Vrydag bespreek. En hy het geweet, daar is sprake dat hierdie man gesê het, hy sal na 3 dae uit die graf uit opstaan. En hy het gesê, en hulle het gesê, en die rabbies het gesê, en die skrifgeleerdes het gesê, maar ons moet hierdie oppas, dat Jesus se volgelinge nie sy liggaam kon steel en dan claim, hy het uit die dood uit opgestaan nie. So hier kom sy en sê, hulle het sy liggaam weggeneem. Niemand sou sy liggaam kon weggeneem met daai klomp soldate daar nie. Iets was aan die gang gewees, want onthou, hierdie man, Jesus Christus, het gesê, ek gaan na 3 dae uit die graf uit opstaan. En hulle snap dit nog nie heeltemal nie, hulle glo nog net sy liggaam is gesteel. Hulle sit dadelik af graf toe. En die ander disipel het vir Petrus weggehardloop en eerste by die graf gekom. Hy steek toe by die ingang vas en loer by die graf in. Dis nou Johannes, né? Net die linne het daar eenkant gelê. Toe Petrus daar aankom, bars hy sommer in die graf in. Hy het ook net die linne daar sien lê. Die spesiale lap wat hulle op Jesus se gesig gesit het nie by die ander linne gelê nie. Dit het eenkant gelê, alleen gelê, mooi opgevou. Die ander disipels wat eerste daar was, het nou ook sy moed bymekaar geskraap en die graf ingegaan. Daar het hy al die linne sien lê. Dit het hom oortuig dat Jesus regtig is wie hy gesê het hy is. Dit het Johannes oortuig. Toe hy in die graf ingegaan het en die linne daar sien lê, dat Jesus werklik was wie hy sê hy is. Johannes, wie van homself verwys na die disipel wie Jesus lief gehad het, die ene wat so mooi verhouding met Jesus gehad het, het op daai oomblik eers besef dat Jesus die Messias is. Petrus het in Matteus 16 al lankal sy mond oopgemaak en gesê, U is die Messias, die seun van God, en op hierdie rots gaan ek my kerk bou, op die openbaring dat ek die Christus is en die Messias is, gaan ek my kerk bou, sê Jesus. Matteus ontdek dit al jare terug. Johannes gaan deur die hele bediening van Jesus Christus.
Pilatus ontdek het voor Jesus gekruisig is, ontdek Pilatus, 'n ongelowige, 'n Romein, ontdek hy dat Jesus die Messias is. Jesus se kruisiging gebeur en Johannes ontdek dit eers na die opstanding van Jesus, dat hy werklik was wie hy sê hy is. En ek wil hier net vasstaan en net weer dit vir julle gee. Ons elkeen ontdek Jesus op ons eie manier. Ons elkeen ontdek Jesus op spesifieke fases van ons lewens. Dis hoekom Jesus alles gedoen het en alles gegee het vir ons, sodat ons alles van punt A tot punt Z het, om te kan sien dat hy die Messias is, en hy gee vir ons die genade. Hy gee vir ons die tyd om hom te ontdek op ons eie tyd. Hoe mooi is Jesus nie werklik nie. Net 'n baie mooi ding van die doek wat opgevou was en eenkant gesit word. Dit was so 'n mooi, diep Joodse tradisie gewees, wanneer hulle geëet het om 'n tafel, wanneer die mense geëet het, en hulle het almal doeke gehad, wat hulle hande mee skoon gemaak het, en hulle gesigte mee afgevee het, en so aan. As hulle geëet het, en hulle vat die doek, en hulle gooi die doek daar op 'n hoop, dan beteken dit hulle is nog nie klaar nie. Maar die oomblik, wat hulle die doek vat, en hulle vou hom op, en hulle sit hom mooi neer, dan beteken dit hulle is nou klaar. En hulle kom in die graf in, en die doek is so mooi opgevou, hy lê nie daar op 'n hoop nie, wat weer eens net simboliseer, dat Jesus se werk is klaar. Hoe mooi is dit nie? Jesus het alles vir ons gedoen, wat dit moontlik is om te kon sien, dat hy is die Messias, en hy is die redder. So ons gaan aan. Tot in daardie stadium het hulle nog nie verstaan, wat die skrif daarmee bedoel het, dat Jesus moet sterf, en weer uit die doodheid moes opstaan nie. En ons gaan vandag dit mooi deurwerk en hoor wat sê hulle daarvan. Daarna is die twee daar weg, elkeen na sy eie huis toe. Maria het by die graf agtergebly en hartseer gehuil. Dit is my net so weird, nou is Jesus se liggaam gesteel volgens hulle, okay, kom ons gaan terug huis toe. Dan gaan ons, na ons eie huis toe, ons gaan doen ons eie dinge, maar Maria bly agter, en sy is so hartseer dat sy liggaam weg is, en sy huil en sy treur. So deur die trane het sy by die graf ingeloer. Daar presies op die plek waar die liggaam van Jesus gelê het twee hemelse wesens gesit. Hulle het helder wit klere aangehad. Die een het gesit waar Jesus se kop gelê het en die ander ene by sy voete. Vir wat huil jy so? Vra hulle haar. Hulle het my Here se liggaam hier weggevat en ek weet nou glad nie waarheen hulle hom gevat het nie, sê Maria hartseer. Met die kyk sy om. Daar sien sy iemand staan. Dit was Jesus, maar sy het hom glad nie herken nie. Jesus vra haar toe, waarom huil jy so? Vir wie soek jy? Maria het gedog, dis die man wat in die tuin werk. Asseblief Maria, asseblief meneer, smeek Maria. As jy hom uit die graf gevat het, sê my tog waar sy lijk nou is. Ek sal dit vat en verder daarna kyk. Maria, sê Jesus, sy swaai vinnig om. Rabbi, roep sy in Hebreëus uit. Die naam verwys na iemand wat mense leer. Moenie my vashou nie, sê Jesus. Ek het nog nie na die Vader toe teruggegaan nie. Gaan liewer gou terug na my broers toe. Gaan sê vir hulle, ek gaan terug na my Vader en julle Vader. Ja, ek is op pad na my God en julle God. Ek stop hier so die storie. Hier ontdek Maria dat Jesus is nie gesteel nie. Hy is nie weggevat nie. Hier staan hy voor haar in lewende lywe. Johannes besef wie Jesus was toe sy lijk nie daar is meer nie. Die doek is opgevou, Jesus het in dit gesê, sy werk is klaar, en hier verskyn hy aan Maria, om te sê, hier is ek werklik, ek is nie dood nie, ek lewe. En net in hierdie oomblik, kom Jesus, en hy sê, ek gaan nou vir julle wys, dat ek is nie, hierdie dooie gode, wat almal van julle so like om te aanbid nie, 'n dooie beeldjie of ietsie soos dit nie. Almal sê, hulle kan gebore word uit 'n maagdheid. Almal het gesê, hulle kan wonderwerke doen. Ek is die enigste een wat 'n kruisdood gesterf het vir julle, maar geen ander afgod
het geklaim dat hy uit die dood uit kan opstaan, maar hier staan ek. Ek is die enigste ene wat die dood kan oorwin. Ek is werklik wie ek gesê het ek is. En dit is so belangrik vir ons om nie net die kruisiging te vier nie, maar 3 dae later te gaan en ook te aanvaar dat Jesus werklik uit die dood uit opgestaan het. Nou wat beteken die opstanding vir ons? En ek wil hierdie vir ons lees en hiermee sluit ons af en dan gaan ons nagmaal toe, na die nagmaaltafel toe. Nou Paulus kom en in 1 Korintiërs 15 verduidelik hy dit vir ons so mooi. Wat is die gewig van Jesus se opstanding? Die kruisiging verstaan ons. Jesus se werk is afgehandel. Hy het redding bewerkstellig. Hy het gesterf vir ons sondes. Die opstanding het hy die dood oorwin. Maar kom ons hoor gou wat sê Paulus vir ons. Wat is die gewig van Jesus se opstanding uit die dood uit? Hy begin in vers 13 en hy sê, as God nie iemand wat dood is lewendig kan maak nie, sou hy ook mos nie vir Jesus lewendig kon maak nie. As dit daarom waar sou wees, beteken dit dat alles wat ons vir julle vertel het net 'n klomp leuns is en dat julle net mooi niks glo wanneer hulle julle sê julle is Christene. So as ons nie glo in die opstanding van Jesus Christus nie, sê ons eintlik ons glo glad nie in Jesus nie. Want die feit dat hy opgestaan het uit die dood uit, beteken hy is God. Dit beteken hy is almagtig. Dit beteken hy het alles voltooi. Maar as ons sê ons glo net in sekere elemente van Christus se lewe, dan glo ons in niks nie. Want dan is alles wat ons in glo eintlik 'n leuen. En dit bring my terug na wat ek 'n paar weke terug gesê het, dieselfde met die Bybel. As ons net sekere elemente van die Bybel vat, dan glo ons eintlik in nie die hele Bybel nie. En die hele skrif is belangrik. Ons gaan aan. En dit is nie al nie, sê Paulus nou. As Jesus nog dood is, beteken dit dat ons 'n klomp leuns oor God ook vertel, want ons sê ons dat hy Christus lewendig gemaak het. As God nie mense lewendig gaan maak nie, geld dieselfde ons vir Jesus. Dan is hy mos ook nie lewendig gemaak nie. En as God hom nie lewendig gemaak het nie, is julle nog maar net soos julle altyd was, van kop tot tone in sonde. Dan help dit niks meer dat julle sê julle glo nie. Jesus het gehang in die kruis en hy het gesê dit is volbring, tetelestai, my werk is afgehandel, ek het die skuld van die wêreld op my geneem, ek het die sonde van die wêreld op my geneem en ek het oorwin. As Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, het tetelestai niks beteken nie. Want dan was hy net nog een van vele wat baie gesê het en dit nie self kon bewys het nie. Paulus gaan aan. Dan is nie net ons nie, maar ook al die ander Christene wat al dood is sonder enige hoop, totaal verlore. So die feit dat Jesus opgestaan het uit die dood uit, is hoop. Dit gee vir ons hoop. Dit is die hoop waarin ons kan vashou dat Jesus is werklik wie hy sê hy is. As Christendom net iets beteken terwyl ons nog op hierdie aarde is en daar vir ons niks meer oor is nie, daarna nie, is ons 'n hopelose spul mense vir wie ander net baie jammer kan voel. Want dan is ons net soos die ander, dan dien ons eintlik maar net 'n dooie geloof, 'n dooie afgod. Die waarheid is heeltemal anderste. God het Christus lewendig gemaak nadat hy aan die kruis dood is. En Christus is maar die eerste van nog baie om te kom. Dit waarborg hy, dit werk so. Dit was 'n mens Adam se skuld dat die dood nou elkeen ons sou tref. Maar dit is ook 'n mens, Christus, wat daarvoor gesorg het dat mense wat dood is weer lewendig gemaak kan word. Omdat ons mense soos Adam is, het die dood deel van ons elkeen se bestaan geword, net soos dit deel van sy bestaan was. Net so deur Christus se mense te wees, sal elkeen lewendig gemaak word soos hy.
Ek het dit Vrydag gesê, en ek sê dit vandag, en ek sluit hiermee af. Deur Christus wat uit die dood uit opgewek is, en lewe, is die angel van die dood vir altyd weggevat. Ons, as kinders van die Here, en dit is 'n baie swaar stelling, en hoor my hart, ons sterf nie meer nie. Ons verander net van adres. Jesus Christus, sy afgehandelde werk aan die kruis het ons sondes weggevat, sodat almal wat in hom glo, gered kan wees, en sy opstanding is die bewys dat hy werklik sê, dat hy werklik is wie hy gesê het hy is, en omdat hy werklik is wie hy sê hy is ons wat eens dood was en verlore was, en 'n hopelose spul mense, Paulus se woorde, 'n hopelose spul mense is, het ons hoop gekry, en ons het lewe gekry deur Christus Jesus. En dit is hoekom die opstanding van Jesus Christus so belangrik is. Vandag vier ons dan nou ook die nagmaal. En die nagmaal is presies dit. Dis 'n simbool dat Christus vir ons gesterf het, sy liggaam is afgebreek, sy bloed het gevloei, sy liggaam is gebreek sodat ons oorwinning kan hê hier op aarde, sy bloed het gevloei sodat ons sondes weggewas kan word. Ons vier dit, ons onthou dit, ons gebruik nagmaal as familie om te sê, Jesus, ek onthou wat U vir my gedoen het. Ek maak vas dat die kruisdood die waarheid was. Ek maak ook vas vandag dat ek glo dat U nie net gesterf het vir my aan 'n kruis nie, maar dat U wel opgestaan het en U lewe. En omdat U lewe, kan ek nou deel wees van hierdie familie. Kan ek nou deel wees van God. Paulus sê, hy was die eerste gewees. En dit beteken almal wat volg na hom is ook deel van die familie. Ek is 'n seun van God. Jy is 'n seun van 'n gedogter van God. Ons het gevolg na Jesus en die nagmaal bring hierdie alles bymekaar en ons kan dit vandag vier en ons kan vir Jesus sê, Jesus, dankie dat U vir my gesterf het aan 'n kruis. Dat U die woorde gespreek het, dit is volbring. Dat U dit afgehandel het en dit is klaar gemaak. En Here Jesus, dankie dat ek glo dat U is wie U sê U is, want U het uit die dood uit opgestaan. U het dit vasgemaak. Niemand anders. So ek nooi